So elke nuwe jaar, en julle kan saam met my getuig daaroor, elke nuwe jaar begin dieselfde. Elke jaar is ons in 'n gesprek met iemand of met 'n familie, vriend, 'n eggenoot, is ons in 'n gesprek mee en ons sê, hierdie jaar gaan ek anders doen. Hierdie jaar gaan ek my lewe regryk. Hierdie jaar gaan ek begin oefen. Ek sê dit nou al 11 jaar seker. Maar ons sê elke jaar, hierdie jaar gaan anders wees. En dan die hartseer waarheid is, teen Februarie is dit maar net weer dieselfde. Die probleme lyk dalk anderste en die frustrasies lyk dalk anderste, maar dit is net dieselfde ritme van vooraf. En ek het lank gebid en ek het vir die Here gevra, Here, maar want ek is seker daarvan, julle het al by 'n nuwejaarsdiens gesit en julle het hierdie presiese woorde gehoor waarmee ek nou die preek begin het. Iemand het al met jou gepraat en vir jou gepreek en gesê, elke jaar sê ons gaan iets anders te doen en ek het vir die Here gevra, Here, maar wat kan ek sê wat anders te gaan wees? Wat kan ek sê, hoe hanteer ons hierdie jaar anders te? Sien in ons, ek het besef, ons verloor nie fokus oor wat ons vir die jaar beplan het nie. Ons verloor nie die fokus oor die jaar wat anders te gaan moet wees, want God het ons teleurgestel nie. Ons verloor die fokus, want mense maak ons moeg. Kan julle getuig daarvan? Jou probleme lyk anderste, en jou situasie lyk anderste, en dis omtrent al wat anderste is, maar dit is dieselfde mense wat aan jou krap. Dis dieselfde mense wat jou moeg maak. Dis dieselfde mense wat jou laat voel, ek kan nie aangaan nie, ek het nie meer die krag vir die jaar vooruit. Dis dieselfde mense wat teen Februarie jou laat voel, wat gaan aan met die nuwejaarsvoorneme in elk geval dan nou? Hoekom het ek dit in anyway? Want sien, iewers tussen ongeantwoorde gebede en moeilike verhoudings, hou ons op om op te kyk. En ons begin voor ons kyk. Iewers tussen die moeilike situasie en mense wat ons teleurstel en mense wat ons seer maak en mense wat goed van ons sê in die jaar en mense wat ons spoed breek en mense wat my nie genoeg betaal nie. Iewers deur die jaar gaan jou oë van op na om jou. En jy sien die omstandighede raak. En jy sien dit wat om jou aangaan. Want die fout wat ons maak is ons meet ons geestelike lewe aan hoe ander mense my hanteer. As iemand my sleg hanteer, dan dink ek, ag maar, ek het seker nou weer iets verkeerd gedoen en ek glo seker nou nie genoeg nie. Ek meet my geestelike lewe aan hoe ander mense my hanteer. Ek meet my geestelike lewe aan hoe leiers optree. Nou waartoe die land gaan? Ag, die land is in elk geval besig om in die drein af te gaan. So dan kraak ek myself af en ek breek my spoed en skielik haal ek my fokus weer van God af en ek sit my fokus op wat om my aangaan. Ek meet my geestelike lewe aan hoe verhoudings en vriendskappe uitloop. Ek meet my geestelike lewe aan hoe familie reageer op sekere situasies. Ek meet my geestelike lewe aan wanneer en hoe die kerk my teleurstel. Ek meet my geestelike lewe aan hoe ander oor my praat en hoe hulle my bespreek. En ek wil vir julle sê, dit is presies op hierdie punt van enige persoon se lewe waar Jakobus op die toneel kom. En hoor wat sê hy? Jakobus 5 vers 8 sê, wees dan geduldig, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Sien, Jakobus sê nie hier vir hulle, wees geduldig en maak seker dat jy elke argument wen nie.
Jakobus sê nie vir hulle wees geduldig en maak seker dat jy jou familie reghelp wanneer hulle verkeerd is nie. Hy sê nie vir hulle wees geduldig en maak seker dat jy aanhou stry met mense wat nie dieselfde as jy glo nie. Hy sê nie wees geduldig en hou aan agter die mense aan hardloop wat jou sleg hanteer nie. Hy sê wees geduldig, staal jou harte want die koms van die Here is naby. Nou sien, Jakobus skryf vir 'n groep mense wat vervolg was. Jakobus skryf vir 'n groep mense wat 10-1 in die tyd van keiser Nero geleef het. Ken julle keiser Nero? Ek dink nie daar's iemand in Standerton of in hierdie land wat jou lewe al so moeilik gemaak het soos wat hy die Israeliete se lewe moeilik gemaak het nie. Hy het hulle op aan pale vasgemaak en aan die brand gesteek en naak op sy perdekar tussen hulle deurgery en vir hulle gesê, kom julle Christene, laat julle liggies brand. En Jakobus skryf hulle, hy sê, staal julle harte, maak julle harte rustig, wees geduldig, want die koms van die Here is naby. En ons sien iets in Jakobus se woorde, wat ek graag wil hê, ons moet vashou in 2026. Want die rede hoekom die jare voor hierdie, almal net dieselfde uitgedraai het, al die jare was net dieselfde as die vorige ene. Ons maak beloftes en sê dit gaan anders te wees. Ons maak voorneme en sê dit gaan anders te wees. Ons maak besluite en dan draai dit net dieselfde uit. Die rede hoekom dit gedoen het, hoekom dit gebeur, is want iewerste in die jaar, iewerste in die ervaring, iewerste in jou lewe in daai jaar, skuif jou fokus van die Here af na die omstandighede om jou. Iewerste haal jy jou oë van bo af. Iewerste gaan jou fokus van 'n vertikale fokus na 'n horisontale fokus toe. En ek wil sommer voordat ons heeltemal wegspring hierdie vir jou sê, dat om jou oë op die omstandighede te hou, gaan jou altyd teleurstel. Altyd. Dalk nie binnekort nie. Dalk nie eers in 'n jaar se tyd nie. Dalk maak jy beloftes en jy het 'n horisontale fokus en vir 'n jaar lank gaan dit met jou goed gaan. Maar is nie ewig nie. So ek wil graag hê julle moet saam met my lees Jakobus 5 van vers 7 tot 11 is die gedeelte waaroor ons gaan preek. En ek wil dit saam met julle lees. Hoor wat sê Jakobus? Hy sê wees geduldig broers tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en laat reëns geval het. Wees dan geduldig, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie oor mekaar kla nie. Broers, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding die geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding en julle het die Here se einddoel met hom gesien. En dat die Here vol medelee en ontferming is. Die eerste ding wat ek vir jou wil sê en wat ek vir jou wil gee vir 2026 is wag met 'n doel. Wag met 'n doel. Ons het hierdie gewoonte aangeneem dat om te wag is die enigste tipe wag, die enigste vorm van wag wat ons ken, is die home affairs of die lisensiekantoor wag. Is waar jy sit en jy doen niks. En nou sit jy maar en jy wag tot iemand vir jou sê, next. En dan kan jy. Ons dink dit is wat wag is. Maar dis nie die tipe wag waarvan Jakobus hier praat nie. Hoor wat sê vers 8 en 7. Hy sê, wees geduldig broers tot en met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde tot die vroeë en laat reëns geval het. Wees dan geduldig, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Die landbouer, die boer dan nou, wag vir die reën.
Maar as ek nou vir julle 'n prentjie moes skep en dalk weet julle meer van boerdery af, my boerdery kennis trek ook net so ver. Maar julle wat nou dalk meer weet, as 'n boer die sade in die grond gedruk het, klim hy dan in sy bakkie en ry tot by die naaste strand en dan gaan sit hy nou. En hy wag vir Junie, Julie. En as dit Junie, Julie is, dan klim hy weer in sy bakkie en hy gaan terug en wat hy ook al uit daar kry is maar wat gebeur. Is dit die tipe wag waarvan Jakobus hier praat? Of wat doen 'n boer dan? Terwyl hy wag vir die sade om te groei en vir die reën om te val, is hy besig om nog lande voor te berei. Terwyl hy wag vir die reën om te kom, is hy besig om gif iewers te spuit. En hier begin my kennis nou ophardloop, so julle gaan my nou moet help. Maar hy sit nie net en doen niks terwyl hy wag nie. Daar's 'n rede hoekom Jakobus vir hulle sê, wag soos wat 'n landbouer vir die reën wag en nie wag soos wat jy in Home Affairs of by die lisensiekantore wag nie. Daar is 'n vorm van aktiewe wag. En wat dit vir my en jou beteken, terwyl ons wag vir die wederkoms van die Here. Kom ons gebruik 2026 om te wag vir die wederkoms van God. Maar om nie terug te sit en te wag nie. Maar terwyl ek wag vir die wederkoms, terwyl ek wag, is ek besig die heeltyd om myself in lyn te kry met sy woord. Is ek besig die heeltyd om myself in lyn te kry met sy wil vir my lewe. Dit is om te wag met 'n doel. Ons verloor perspektief iewers te deur die jaar. Want ek sit en wag net vir iets om met my te gebeur. In plaas daarvan om te wag en te sê, Here, terwyl ek vir U wag, gaan ek seker maak dat ek my hart reg kry. Terwyl ek wag, Here, gaan ek seker maak dat ek het niks teen iemand anders te nie. Ek gaan my verhoudinge uitsort. Here, terwyl ek wag op U wederkoms, kan julle klaar sien, waar bly jou fokus dan, as ek wag met 'n doel? As ek wag vir die wederkoms van die Here, is ek konstant besig om myself voor te berei, vir wanneer hy weer kom. Ons moet wag met 'n doel. Om te wag in 2026 gaan nie wees om niks te doen nie. Dit gaan wees om aan myself te werk, om myself in lyn te kry met God se wil en te wag vir sy koms. Die tweede ding wat ek vir jou wil gee vir 2026 is moenie jou fokus verloor nie. Moenie jou fokus verloor nie. Moenie jou oë van God afhaal in 2026 nie. En ek weet julle het al die preek gehoor. Ek weet julle het al. Ek hou daarvan om te vra, Here, hoe en hoekom? Hoe hou ek my fokus? Want geskiedenis het bewys dat ek sukkel daarmee. My lewe tot dusver wys dat ek sukkel om my fokus te hou. Ek sukkel om my oë op hom te hou. So Here, hoe doen ek dit dan anderste? En hoor wat sê Jakobus vers 9 en dit is, man, ek hou van Jakobus. Vers 9 sê, hier is hoe jy jou fokus hou. Moenie kla oor mense nie. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. En hier is waar ons almal fokus verloor. Hier is hoe ek begin om 'n horisontale fokus te kry oor die mense wat om my gaan. Want sien, ons begin kla wanneer ek die omstandighede om my sien. En hoe meer ek kla, wanneer ek my hoop in mense geplaas het, hoe meer haal ek my oë van Jesus se wederkoms af. Sien, wanneer ek begin raak sien, en wanneer ek begin fokus op hoe mense my hanteer, dan wag ek mos nou tot daai persoon my reg hanteer, want dan gaan ek beter voel. Waar eintlik moet ek net wag op die wederkoms van die Here. Wanneer ek begin fokus op alles wat die kerk verkeerd doen, haal ek my fokus van Jesus Christus af en ek wag totdat die kerk iets reg doen, dan gaan 2026 vir my uitwerk.
Wanneer ek begin wag vir my werk om my beter te hanteer en om vir my meer geld te gee, dan haal ek my oë van Jesus Christus af en ek sit dit op my werk, want as hulle my net goed hanteer, dan gaan dit met my beter gaan in 2026. En wanneer my vriende my sleg hanteer en ek fokus daarop, dan haal ek my oë van God af en ek sit dit op my vriende, want julle hanteer my nou nie reg nie. Ek wil nie vanaand vir jou kom sê dat jy al die probleemmense in jou lewe moet ignore nie. Moenie dit doen nie. Hou net op wag vir hulle. Hou op wag vir die kerk om iets reg te doen. Hou op wag vir die werk om jou reg te hanteer. Hou op wag vir mense om goed van jou te praat. Hou op wag, want dan wag jy op hulle. Dan is jou fokus op hulle. En jy gaan aanhou en aanhou en aanhou teleurgestel word. Wanneer ons op mense begin fokus, verloor ons die ewigheidsperspektief. Ek wil hierdie vers vir julle lees en ek dink dit was een van die verse wat ek in my lewe, ek moes dit al gelees het. Maar jy weet, jou brein lees die ding mos, en dan neem jy glad nie in wat dit gesê het nie. Ek praat nou met Tannie Mina aan, as ek neem soms aan wat 'n WhatsApp sê, en dan antwoord ek iets wat niks te doen het met wat die persoon gevra het nie. Want ek het nie gelees nie. En ek dink hierdie was 'n soortgelyke vers. Hoor wat sê Galasiërs 1 vers 10. Ken julle dit? Hy sê, probeer ek nou mense tevrede stel of God? Of soek ek guns van mense? As ek nog steeds mense se guns sou probeer wen, sou ek nie meer 'n dienskneg van Christus gewees het nie. As my fokus aanhou gaan wees op wat mense doen, en wat ek by mense wil hê, en hoe mense my moet hanteer, en hoe die werk my moet hanteer, en wat die kerk moet doen om 'n regte kerk te wees, as my fokus op enigiets anders te gaan wees, as op Jesus Christus, dan gaan ek iewers die pad byster begin raak. Iewers gaan ek my fokus verloor. Want ewe skielik word my geluk bepaal. Ewe skielik word my vrede bepaal. En deur 'n spesie wat nog nooit vrede kon handhaaf nie. Deur 'n groep wat nog nooit ten volle geluk kon bewerk nie. Kan jy indink vir 'n oomblik aan een persoon wat werklik tevrede is met waar hy is in die lewe? As jy kan, en jy kan aan so iemand dink, dan dink ek nie ken jy hulle goed genoeg nie. Want ons as mense is nooit 100% gelukkig nie. Daarom bewerk ons eie geluk. Daarom is daar mense in hoër opposisies wat ander mense gaan indoen sodat hulle meer gelukkig kan wees. So hoekom ons geluk en ons vrede en ons geestelikheid en ons geestelike lewens, hoekom soek ons 'n 2026 wat anders gaan wees by mense? Jakobus sê, hou op kla oor mense. En hierby bedoel hy nie, hou jou mond nie, dis nie wat hy probeer sê nie. Hy probeer nie sê, hy bly stil en gaan net aan met jou lewe nie. Wat hy probeer sê, is julle fokus is op die verkeerde plek. Wanneer julle by die kerk by mekaar kom, dan kla julle oor die mense wat julle ingedoen het in die week. En dis wat Jakobus hier van daai mense sê, ek sê dit nou glad nie van julle nie. Moenie worry nie. Wat hy vir hulle sê, is wanneer julle by die selgroep kom, dan spandeer julle die eerste uur om te kla oor hoe sleg was die werk en hoe my baas my hanteer het.
En wanneer julle by mense kuier, dan spandeer julle al die tyd, in plaas daarvan, om by mekaar te kom en te sê, weet jy hoe goed was die Here sover die jaar vir my gewees? As ek mense probeer tevrede stel, as ek gaan probeer people please in 2026, gaan dit my uitbring by die plek waar ek nie meer 'n dienskneg van die Here is nie. Want ek werk om mense gelukkig te hou. Ek werk om my geluk by mense te kry en nie by God nie. Sien, en dan doen Jakobus 'n interessante ding. Hy praat skielik van die regter. 2 keer in hierdie teksgedeelte praat hy van die wederkoms van die Here is hier, en dan wanneer hy in vers 9 praat oor die mense en om op te hou klaar oor die mense, dan sê hy, kyk, die regter staan voor die deur. Weet julle dat niks in die woord was per ongeluk daar gesit nie? Dit was nie 'n ag, ek was lus om regter te skryf en toe skryf ek dit daarin nie. Dit was doelbewus daarin geskryf. Hoekom? Want wanneer ek en jy begin kla oor mense, is dit omdat ons hier diep binne wil ek regter oor hom speel. Ek wil vir hom sê wat doen hy verkeerd. En ek wil vir hom sê hoe moet hy dit reg doen. Ek wil vir hom sê hoe sleg hy dan nou eintlik is. En ek kan dit nie vir hom sê nie, so dan sê ek dit vir almal anderste. Hy sê kyk, die regter staan voor die deur. Nie jy nie, jy staan nie voor die deur nie. Die regter staan voor die deur. Hy is die een wat oordeel. Oordeel was nog nooit jou werk nie. Jou werk was om 'n lig te wees. Jou werk is gaan dan heen en maak disippels van die nasies, doop hulle en leer hulle. Dis jou werk. Jou werk is laat my liefde aan mense bekend word. Jou werk is hê die Here jou God lief met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Dis jou werk. Die regterwerk behoort aan hom. So kan ons fokus in 2026 van mense afhaal en ophou kla oor mense. Weet julle wanneer kla ons oor mense? As jy vir 'n oomblik net in jou verbeelding jou hart moet sien as een van hierdie juwele kussies wat vrouens gebruik om hulle oorbelle en goedjies in te speel. 'n Klein juwele kussie in die vorm van 'n hartjie. Ons begin kla wanneer daai juwele kussie vol mense is en nie God nie. Wanneer my hart vol is van wat ander mense doen en ander mense sê en ander mense dink, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Julle moet my aanjaag, ek vat te lank. Ons moet nog sing. Die derde en die laaste ding wat ek by julle belos, is wanneer my hoop en my fokus in Jesus Christus is, bewerk dit volharding. Ewige hoop bewerk volharding. Vers 10 en vers 11 van Jakobus 5 sê, neem as voorbeeld die lyding en geduld, broers, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding en julle het die Here se einddoel met hom gesien en dat die Here vol medelee en ontferming is. Die profete en Job, almal van wie ons lees in die woord wat volhard het nie een volhard omdat die mense die lewe vir hulle maklik gemaak het nie. Besef jy dat almal in die woord wat volhard het, almal van wie die woord praat wat volhard het nie een volhard want die mense om hulle het dit vir hulle maklik gemaak nie. Al die profete waarvan hy hier praat, was almal deur mense vervolg, was deur mense doodgemaak. Job, waarvan hy ook hier praat, sy eie mense, sy naaste, sy vriende, sy vrou, het vir hom die lewe die moeilikste gemaak. Hy sê, dis die mense wat volhard. Hoekom het hulle volhard?
Omdat die lewe net vir hulle uitgewerk het? Omdat 2026 net vir hulle 'n great jaar was? Is dit hoekom hulle volhard het? Nee, hulle het volhard want hulle het 'n ewige hoop gehad. Hy sê neem as voorbeeld die lyding en die geduld. Die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Sien, die profete was vervolg en doodgemaak. Job se eie mense het die lewe van moeiliker gemaak. Hulle het nie volhard want dit was maklik nie, hulle het volhard want hulle hoop was totaal en al in God gewees. Sien, ons beskou Job as gelukkig. Hoekom? Hoekom beskou ons Job as gelukkig? Ons almal ken die storie, ons weet hy het deur 'n moeilike tyd gegaan, maar ons elkeen verlang so na die oomblik wat Job beleef het toe hy alles dubbel teruggekry het. Is dit nie so nie? Dis wat ons wil hê. Ons wil by daai punt uitkom waar die Here sê, jy het nou genoeg gelei, nou kry jy dubbel terug. Ons wil dit graag hê. Ons wil by daai plek uitkom. Maar moenie laat iemand vir my sê dat ek word nou getoets soos Job nie. Want dit wil ek nie hê nie. Dis nie lekker nie. Ek wil nie daai paadjie stap nie. Nee asseblief nie dit nie. Maar dit is wat volharding bewerk in jou. As jy by die punt wil uitkom, druk deur die moeilik. As jy by die verdubbeling wil uitkom, druk deur die vermindering. Wanneer God die goed in jou lewe minder maak, druk daardeur. Want dan eers gaan jy by die meer uitkom. Maar wanneer ek my oë van God afhaal, as die profete hulle oë van God afgehaal het en hulle oë gerig het op die mense wat hulle vervolg het, sou hulle nooit deurgedruk het nie. As Job sy oë van God afgehaal het en sy oë op sy omstandighede begin sit het, sou ons nooit gelees het van Job se geduld of Job se volharding nie, want hy sou ook opgegee het. Ons wil die geluk van die profete hê. Sou dit nie nice wees nie? Om soos Job geken te word as 'n geloofsheld nie. Sou dit nie nice gewees het nie? Dit sou. Maar ons moet volhard. Ons moet ons fokus op God hou. Sien, ek en jy leef met dieselfde hoop in 2026. 2026 kan vir elkeen van ons 'n gelukkige jaar wees. As ons besef dat ons moet leef asof hy kom. Ons moet leef asof ons sy wederkoms verwag. Ons moet leef want ons weet hy kom om ons te kom haal. Ons moet leef want ons weet hy sit op die troon. Ons moet leef want ons weet eendag is ons vir altyd by hom. En wat hier gebeur maak nie saak nie. Moet my fokus op hom hou. Sien die Nuwe Testament, die nuwe verbond wat Jesus met my en met jou gesluit het. Beloof nie dat ons 'n heilige en gemaklike lewe gaan hê nie. Weet julle dit? Die grootste belofte reg deur die Nuwe Testament is dat Jesus kom. Hy kom weer.